Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Woensdag 11 Maart. Kenmerke van die nuwe lewe. Kom ons open met gebed. Liewe Heer, ons dank U vir nog 'n dag en nog 'n geleentheid om geestelik te groei deur hierdie studies. Liewe Heer, help ons asseblief om nie net hoorders te wees nie, maar ook doeners van U woord. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Nadat hy die slegte gewoontes en negatiewe eienskappe beskryf het wat verwyder en mee weggedoen word wanneer ons na Christus kom, beweeg Paulus na dit wat positief is, soos om van donker na lig te beweeg. Lees Kolossense 3 vers 12 tot 14. Hoe word die gelowiges beskryf en hoe stem dit wat hulle oorkom het ooreen met die deugde waarmee hulle nog beklee moet word? Ons lees Kolossense 3 vers 12 tot 14. Beklee julle dan as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid. Verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die ander 'n klag het, soos Christus julle vergeef het. So moet julle ook doen. En beklee julle bo dit alles met die liefde wat die band van die volmaaktheid is. Kolossense 3 vers 12 tot 14. Soos Israel geroep was deur God om sy spesiale volk te wees en sy karakter te weerspieël, word gelowiges in Jesus volgens Kolossense 3 vers 12 die uitverkorenes van God, sy heiliges en geliefdes. Maar nie almal lewe ooreenkomstig hierdie roeping nie. Soos Jesus ook gesê het in Matteus 22 vers 14, want baie is geroep, maar min uitverkies. Matteus 24 vers 22, 24 en 31 lees soos volg. En as daardie dae nie verkort was nie, sou geen vlees gered word nie, maar terwille van die uitverkorenes sal daardie dae verkort word. Want daar sal valse Christusse en valse profete opstaan, en hulle sal groot tekens en wonders doen om, as dit moontlik was, ook die uitverkorenes te mislei. En hy sal sy engele uitstuur met harde trompetgeluid, en hulle sal sy uitverkorenes versamel uit die 4 windstreke, van die een einde van die hemele af tot die ander einde daarvan. Matteus 24 vers 22, 24 en 31. Paulus se verwysings na die uitverkorenes het 'n soortgelyke betekenis. Romeine 8 vers 33 lees, wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? God is dit wat regverdig maak. 2 Timoteus 2 vers 10 lees ook, daarom verdra ek alles terwille van die uitverkorenes, sodat hulle ook die verlossing wat in Christus Jesus is, kan verkry met die ewige heerlikheid. Net soos Israel is gelowiges geliefd by God en heilig, volgens Deuteronomium 7 vers 6 tot 8. Hierdie voorreg kom saam met 'n belangrike verantwoordelikheid, volgens 1 Petrus 2 vers 9, om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. En ons doen dit deur hoe ons nou lewe. Die 8 deugde wat deur Paulus genoem word, is nogal 'n lys. Kolossense 3 vers 12 tot 14 lees, innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid, verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die ander 'n klag het, en bo dit alles met die liefde. Hierdie kan net voortkom uit 'n hart wat met Christus verenig is, want dit beskryf sy karakter en hoe hy ons hanteer het. Ons moet ander vergewe soos Christus julle vergewe het, Kolossense 3 vers 13.
Liefde is die band van die volmaaktheid, Kolossense 3 vers 14, want dit is sy liefde teenoor ons wat ons aan hom verbind en ons in staat stel om ander waarlik lief te hê. 1 Johannes 4 vers 11 en 12 sê vir ons, Geliefdes, as God ons so lief gehad het, behoort ons ook mekaar lief te hê. Niemand het God ooit aanskou nie. As ons mekaar lief het, bly God in ons en het sy liefde in ons volmaak geword. 1 Johannes 4 vers 11 en 12. Hierdie kwaliteite werk in op ons verhoudinge op twee maniere. Eerstens, wanneer ons liefde, genade, vriendelikheid en vergifnis aan ander bied, word ons en ander geseën. Dit is vervullend om ander lief te hê en hulle te seën. Mense sal gewoonlik reageer deur goedere te gee en ons hou dan aan om God se genade en vergifnis te ontvang. Matteus 5 vers 7 lees, Salig is die barmhartiges, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Matteus 6 vers 14 sê ook, want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Tweedens, en nog meer belangrik, verheerlik dit God en mag dit dalk ander aanmoedig om te glo en Jesus te volg, want die krag van goddelike genade word tentoongestel. Ellen G. White, die Helende Hand, bladsy 470, sê die volgende, Geen ander invloed wat die mens se siel kan omring, het soveel krag as die invloed van 'n onselfsugtige lewe nie. Die sterkste invloed ten gunste van die evangelie is 'n liefhebbende en lieftallige Christen. Ellen G. White, die Helende Hand, bladsy 470. Hoe goed verteenwoordig jy Jesus in die wyse hoe jy ander behandel, veral diegene wat dalk onvriendelik teenoor jou mag optree?